Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagooggend en baie dankie dat ek vir julle met 'n woord kan bedien vandag. Nou ek het vandag weer eens 'n vraag om vir jou te vra. Hoe voel dit vir jou as jy iets verloor het? Iets wat jy regtig eintlik nie eens besef het hoeveel waarde dit het nie. En jy verloor dit of dit raak weg. En dan skielik kry jy dit weer. Hoe voel jy daaroor, my boetie en sissa? Ek is seker jy voel bly. Want ek weet ek gebruik hierdie baie as 'n voorbeeld, maar dit is deel van my getuienis. Vandat ek blind geword het en daar's iets wat ek verloor het en ek soek dit en ek kry dit nie. En dan skielik kry ek dit. Is ek so bly, né? Ek kan nie vir julle beskryf hoe bly is ek daaroor nie. Nou hoekom praat ek nou hieroor? Want het jy geweet, so bly soos wat ons is, as ons iets gevind het wat weggeraak het of wat ons verloor het, 10 keer meer is God bly wanneer 'n verlore siel na hom toe draai. Wanneer iemand sy hart vir Jesus gee en sê, Here, ek ek neem U aan as my verlosser en saligmaker. Kyk, ek sal vir julle sê, die hele hemel juig, die engele juig. En die van julle wat in charismatiese kerke is, het julle al baie keer beleef dat wanneer die pastoor 'n altar call het, soos hulle sê in Engels, 'n altar call. En dan vra, is daar iemand wat hulle harte vir God wil gee, steek julle hande op of kom vorentoe. En as iemand dit doen, juig en jubel die hele gemeente, hulle klap hande, moedig hulle aan en alles. Nou, dit is vir my simbolies van hoe die engele reageer wanneer iemand hulle harte vir God gee. Ek kan my net indink, hoe is dit daar in die hemel wanneer iemand sy hart vir God gee? Nou, dink net, vir 'n oomblik, so bly soos jy is, as jy iets vind, wat weggeraak het, net so bly, is God ook. So kind van God, ek wil vandag vra, of daar iemand is, wat nog nie hulle harte vir God gegee het nie, wat nog wonder, maar moet ek of moet ek nie? Wel, ek kan nou vir jou sê, vandag is die dag. God soek jou in sy koninkryk. God wil hê, jy moet deel van sy kinders wees, van sy familie wees. Moenie langer wag nie. Kom na God toe. Gee jou hart vir hom. En ek kan vir jou sê, God gaan so bly wees dat jy gekom het na hom toe, né? Dit is, jy sal moet self in die hemel wees om dit te kan beleef, want ek is seker, hier op aarde, ons kan dit nie beskryf nie. Nie is ons blydskap wanneer ons iets gevind het, wat weggeraak het of verlore was, kan kom by die blydskap wat God het, wanneer iemand sy hart vir hom gee nie. So, weer eens my boetie en sissa, jy het die geleentheid. Jy het die geleentheid om jou hart vir God te gee. En as jy ook wil weet, hoeveel blydskap daar was oor dinge wat verlore geraak het in die woord, gaan lees Lukas 15. Lukas 15 is daar 3 gelykenisse. Die een is van die verlore skaap, dan die ander een is van die verlore muntstuk en dan natuurlik 'n storie wat ons baie goed ken van die verlore seun. Gaan lees dit. En in elke storie is die mense so bly omdat hulle gevind het wat hulle verloor het. Jesus wag vir jou. Moenie uitstel nie. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus naam. En ek wil bid, waar daar vandag iemand is, wat voel, moet hulle of moet hulle nie hulle harte vir U gee nie, bid ek om met hulle te praat, Here. Maak hulle harte warm klop. Laat hulle hande sweet, liewe Here, om te sê, ek gaan nie meer wag nie. Dis nou tyd om my lewe reg te kry. Ek bid in Jesus naam, liewe Here, dat hulle sal sê, Here, hier is ek. Neem my, vorm my en maak my na U wil. Asseblief, Vader. Ek bid ook en ek sê vir U dankie. Dankie dat ons ook kan ervaar hoe dit is om verheug te wees wanneer ons iets vind wat ons verloor het of weggeraak het. En net so is U nog blyer wanneer ons terugkom na U toe. Dankie, Here. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.